Wat van julle? Moenie worry nie, ek is meer bang vir julle as julle vir my. Hoe voel jy oor goggas in die swembad? Call hulle altyd uit. Almal van hulle. Ja, jy moet 3 keer om die swembad stap en al die goggels uithaal voor jy kan inklim. It's tradition. Behalwe die goggels wat actually swem in die swembad, waarop bly. Sien Kaggen vir jou kan kuier hierdie week. Hy het bietjie kom Mars Bar. Klein bietjie gitaar gespeel, paar snacks geëet, 'n nap langs my gevang, het my hart uitgecheck. Maar hy is 'n jong Kaggen, so I can see him more than he can see me. Is Mantis is 'n ding wat onlangs baie na jou toe kom of is dit die eerste? Ek het eers 'n stokgoggel gehad, maar ek het hom bietjie dismantle. Wag, I know. okay. Ek het al te veel stokgoggels vermoor in hierdie huis. En ek voel baie sleg oor want hulle is my favorite goggels. Phasmathodes is my favorites. En soos ek het altyd gedink van, moet jy natuur los om sy ding te doen of moet jy interfere? Het jy weggekom met moord as 'n kind? Ja. Want ek het 'n wizard cloak gehad. En ek het die hele tyd magic gechase. En ek het my eie well gehad met tadpoles. En wanneer hulle beentjies gemaak het, dan het ek hulle uit die well uitgehaal en gesmash met 'n klip. Want ek was so awkward oor die feit dat hulle bene gekry. Ek vergaat dat hulle met tadpoles bly. Wil nie hê hulle moet soos freaking morph in een of ander weird ding. En toe curse hulle my. En dan squish ek oor bene. Dan smack ek hulle soos met 'n klip. Maar as hulle soos jy sien, hulle kry eers agterbene en dan voorbene. As hulle al voorbene gekry het en hulle is like al 'n padda, dan los ek hulle. Dan sit nou, okay, you've survived. Jy het eintlik deurgetrek na die volgende phase toe en dis nou unholy om jou dood te maak. Maar as hy soos nog steeds lyk soos 'n tadpole met bene, was dit vir my okay om hulle te smash. Wat het jy gedoen toe jy uitvind, toe jy hoor van die eerste keer van die Para-prins mythe? Toe word hy 'n prins. Nou, was jy soos volk, ek het al die prinses. Ja, ek was besig om te soek vir 'n prins in die depths of mighty murky waters. Ek voel dis eintlik in realiteit as jy ouer word, is dit die opposite. Jy soen iemand wat jy dink is 'n prins, dan verander hy in 'n padda aan. As hy jou disappoint. Dum dum dum. Dum 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 dum. Ja, I don't go as far weg.
Kan ek vir jou 'n long para ice tea maak? 'n espresso paratini of 'n pararita van spesiaal van die Swampy Decks af. Is dit organic? Yes. Dis heeltemal organies en baie gesond, vol van moonshine wat ons eie oom para self produce. Ek gaan nie sê hoe nie, daar is 'n secret. Family secret. Dis 'n family, dis nog wel nie 'n goeie een nie. Maar ons praat nie daaroor nie, ons celebrate hom. Dit laat jou nervous system gemaklik voel. Dit gee vir jou so 'n bietjie aanmoediging om met ander paras te kommunikeer. Dit is 'n baie belangrike deel van die para-samelewing. Hulle is altyd skaam en omdat hulle so skaam is ons birth rates baie min. So ons probeer maar dat hulle genoeg baar toe kom en aanmoediging kry om met mekaar te gesels. Dis sy. R2 asseblief. En ja, dit maak jou nogal los. Dis ek, daai's ek as 'n para. Wat het jy gedink is sinneloos as 'n kind? Ek het regtig nie gehou van muskiete nie. Soos hulle het my regtig geïrriteer. En ek kon nie eintlik myself sien leef in 'n wêreld waar muskiete leef nie. As ek is ernstig sê ek wou nie leef in 'n wêreld met muskiete nie, I mean it. En ek het nie geweet wat om te doen met daai nie. Want ek wou leef, maar nie met muskiete. En toe vat ek dit na God toe. En toe het ek net gesê, soos, asseblief help my met hierdie, want dit is regtig hoe ek voel daaroor. En baie intens dit bedoel, soos ek was nie besig om te grap met dit nie. En ek dink dis die belangrike ding. You really have to mean it. Jy moet hom laat empathize met your situation. Soos ek het dit van alle kante af getackle en sê ek probeer nie lelik wees nie. Ek verstaan en ek honor dat jy die muskiete gemaak het. Maar so seriously, like why? Like what is your meaning met muskiete? Toe later jare, toe kom ek agter, ek het nie 'n muskietbyt in die laaste paar jare gehad nie, soos wanneer laas. En toe eendag toe sit ek en toe sien ek 'n muskiet kom vir my.
En ek was soos, kom ons laat hom actually aan my eet. Kom ons check. Maar hy het 'n hele sakkie bloed gevat en alles en weggevlieg. En toe kyk ek soos wat gebeur en niks het gebeur nie. My vel was heeltemal normaal. Soos daar was geen bump of enigiets nie. So ten minste is daai uit my experience uit. So ek was 'n mute as 'n kind. Ek het nie gepraat nie. En toe ek in hoërskool inkom, het ons 'n kamp gehad. En ek het gekyk na soos al die mense en al die maatjies en almal wat met mekaar praat. En ek het kind of vir myself gesê soos either gaan jy nou praat of jy gaan nie praat. Jy gaan nou 'n silent persoon wees altyd. En my maatjies het my geken as die stil een. Toe sê ek iets, dis vir die eerste keer. En toe ek iets sê, toe sou die loaded silence. En toe overload almal my met drukkies. Soos almal het net na my toe gekom en vir my drukkies gegee en sê, we are so happy you speak. Soos, ons kan nie glo jy kan praat nie. Maar die weird ding is dat ek het so lank observe en niks gesê nie. So toe ek ewe skielik begin praat, was ek so goed met soos understanding people dat ek ewe skielik super popularity gekry het. Toe word ek die most, soos een van die most popular. Ek het vriende gehad in elke graad. En as mens oploop met die trappe, as jy pause skuif, dan high five jy your friends, right? Ek moes my hand net soos ophou, want ek kon dit nie neersit, want ek het almal geken. Soos ek het almal ge-high five. En so dit was die weird ding van gaan van niks tot alles. Dit het nie reg gevoel nie. It was so very unfulfilling, soos at the top. Eintlik is jy weer eens alleen. En toe crash ek die hele ding. Die hele ship. Sukses, nee. Ek het net soos ophou met mense praat. Ek het my breek in die library spandeer. I was part of the emo club. En dit was so snaaks, want een van die ander girls, wat sy het net so super popularity gehad. Sy het voor my gepiek. Sy het net so haar ding gecrash en ek en sy was in emo club. Sy en ek en paar ander cool kids. Dis net soos, I don't know, hierdie deep introspective kids op skool. Hoe mute is mute as a kid? Ek het met my ma gepraat. Ja. En weirdly het ek vir gesê ek mag dalk nie praat nie.
maar ek het confidence. En toe sê ek, maar dis al wat ek nodig het om te weet, is dat jy confidence het, so jy het nie therapy nodig. Maar sy het my nie meer gestuur.